Hi, ek's Jason, 27 jaar oud. Diagnosed met wat testikulaire kanker, stage 3B. My storie is basically ek werk oor in Amerika, het begin daar. Ek is stil gebly, wat die probleem was. Probleem het gegroei vir so 4 maande lank en toe begin ek erge pyn kry wat nogal seer was, kon nie loop nie, was reg seer. Eers moet enige ou doen, belly ma, belly pa, vertel wat aangaan. Verder van daar af gaan toe hospitaal toe, doen toetse en alles en toe bel hulle terug vir 'n meeting en alles. Was 'n bietjie 'n skok. Dit was 'n week. Ja. In 'n week. Ja, vind uit toe dokter sê is kanker. Ek weet nog nie hoe erg dit was op die stadium nie, dit was net 'n tumor wat gegroei het. Al vir die tumor uit, van was dit so begin Februarie se al die tumor toe uit en toe ewe skielik net toe doen hulle die toetse daarna toe die kanker ongelukkig net nou versprei. So dis die challenge nou. Wat was dit 9 weke? Chemo. Ja, 21 sessies. Ja, chemo was bietjie taaf vir enigiemand wat hierdie proses al was, julle sal weet. En die mense wat nie weet van chemo nie, dis 'n battle. Dis bietjie moeilik. Dis mental gain, dis 'n familie support, die kode, regtig. Dis 'n ding wat enigiemand kan alleen doen nie. Ek sou nie kon nie, so dankie vir al die support en love. Ja, die chemo was 'n battle, na die chemo, so waar ek nou staan, my situasie is, chemo is nou verby vir nou, 6 weke recovery program, en dan na dit gaan ons CT scans, bloedtoetse doen om te kyk waar lê die kanker, en dan is dit nou, gaan die dokters nou besluit wat die volgende stap en alles. Maar van die begin af, ek sou dit kon doen sonder support, love, enigiets nie. Ja, Paradel self, die mense support, almal Thorsten, die support was daar. En dis basies hoekom ons toe Shawe Deiler gereël het vir die naweek. Dit was nie soveel vir fundraiser nie, dit was meer vir die awareness. Ja. En hoe meer ek as 'n ma, sy pa, ons het eens geweet ons moet ons seuns leer hiervan nie, ons geweet dit bestaan nie. En dis hoekom ons het vir Thorsten gekry, hy het die Vrydag met ons skoolkinders kom praat, Saterdagoggend met ons rugbymanne, die ouderdomsgroep vir testikulaire kanker is 15 tot 45, dis ons jong mense, dis die kinders wat die toekoms moet hê, en as ons as ouers eens bewus is daarvan, jy weet, hoe gaan die kinders weer daarvan? En ek het eendag vir Jason gevra, as ek hom geleer het, soos ons, al die ander mammas vir hulle dogters leer oor borskanker, as ons as ouers geweet het hoe prone hulle is vir testikulaire kanker, sou hy so lank gewag het, en sy antwoord was hel nooit, maar ek sou lankal dokter toe gaan het. En hy sou nie gewees het by stage 3B, waar hy hierdie aggressiewe chemo moet kry, en so voorts nie. So, dit gaan oor awareness, so ons wil baie dankie sê Thorsten, jy was awesome hierdie naweek, baie dankie ook aan Karoo 62, wat uit hulle eie uit ons funksie geëxtend het na hulle toe. Nolan en sy span, die tattoo manne, julle was awesome met promotion, baie dankie ook vir julle betrokkenheid. Karoo 62, Barry Deilers wat opgedaag het gisterand, dit was een lekker funksie, die veiling was 'n sukses, ons wil vir julle almal baie dankie sê, en ons voel julle liefde, ons voel julle support, en net 'n dankie. En ek wil net ook noem, terug by die awareness, daar is regtig min gefokus op hierdie tipe testikulaire kanker. Ek het nog nooit gehoor daarvan en nog nooit geweet mense, mans kan dit kry nie. Skole gewys, wat ek like van Thorsten wat hy nou ook doen, is hy probeer die awareness maak, dat mense dat daarom weet, dit kan, ek meen dis wat common vir die ouderdomme van jongs tot ouderdom, so vir ons was dit, ons het nooit gedink so iets kan gebeur, en ek weet ons mans, seuns, enigiemand van mans, ons praat hier regtig oor probleme nie, as iets jou plan is pyn, dan sort jy dit uit, boys, kyk mooi na jouself, gesondheid, alles, en dan ja. En ek wil net bysit, dit is nie geneties nie. Okay, hi, my name is Thorsten. I'm a testicle cancer survivor. I had cancer when I was 30. Being a teacher at the time, and when I had my chemotherapy, there was a 12-year-old who had testicle cancer as well. So when I was back at school after the treatment, I thought all these boys on the corridor, they will play with their balls, but they're not aware that they should check once a month. So I made them aware every year when I got a new class group. And in 2006, a former student invited me for coffee.
and said to me, because I made them aware, he went to the doctor in time, and he's got testicle cancer, and I saved his life. And he's the reason I started the charity Love Your Nuts. Love Your Nuts is a testicle cancer awareness campaign. I choose the title because it's cheeky. Men love humor. It's below the belt, but it's something serious below the belt. And ending up in Berrydale now for a weekend. So yesterday I was at the primary school, gave a talk there because the youngest guy I met was 12. That's why we went to the primary school to detect or to spread the message as young as possible to the young guys. And this morning was the rugby team, and at the moment, or this evening was awareness at the Dung Beetle, where we raised funds for Love Your Nuts and for Jason. Jason is a son of Papa Joe and Mama Mo, because they've got a company here. They've got a company here, and they contacted me. Actually, I also was tagged on Facebook where a post of Jason was posted, and that's how we got in touch. And this event tonight is a fundraiser for Jason and for Love Your Nuts and awareness. My naam is Nolan, ek is van Brede Kloof Tattoo. Ons is 'n Afrikaanse alternatiewe brand van Kaapstad. Ek, my broer en my mentor het besluit om op die pad te klim en om 'n tattoo tour te doen deur die hele Suid-Afrika sodat ons vir Suid-Afrikaners kan wys. Dit is nie net skollies wat tattoos het nie, maar jou average mense, even in die platteland. So ons het getravel deur Suid-Afrika, ons is besig om te travel deur Suid-Afrika. Ons het al amper 30 dorpe gedoen. En ons is tans by Karoo 62 Escape in die Karoo, net buite Ladysmith. Dit is 'n insane plek. Ek het nie geweet hierdie plek bestaan nie. Dis beautiful. Dit lyk soos 'n mixture van Africa Burn en Tomorrowland. Dis mal. Ek kan nie wag om actually hier te wees met 'n festival of 'n event nie. Die rede hoekom ons hier is vandag is, dit is eerstens deel van ons tour en hoe ons travel deur die land om vir mense te wys hoe beautiful is die Karoo en wat se cool plekke is daar om te visit. En die tweede rede hoekom ons hier is ons help vir Jason Smits. Hy is 27 jaar oud. Hy is onlangs gediagnoseer met stage 3B test. Dis 'n baie moeilike tandtwister. Testikulêre kanker. Jesus, moet klink soos 'n kuipie. Testikulêre kanker. En ongelukkig het hy nie geld om al die onkoste te cover nie. So ons het vandag saam met ons toer 'n tattoo event. Ons probeer almal van die local areas in te pool. Elke burger wat hulle verkoop gaan ons 'n kat van vir die hospitaalonkoste gee. Elke tattoo en elke dingetjie wat ons verkoop gaan ons 'n kat van gee teenoor dit, en ons probeer om geldjie in te samel as mense donasies wil maak. En ons het persoonlik 'n R1000 tattoo en 'n custom gesignde T-shirt van ons toer wat ons in die mix gooi vir almal wat 'n bydrae lewer. En aan die einde van die dag kan iemand daai awesome pryse wen. So ons probeer net kyk of ons die community kan inpool om hierdie jong laities se lewe obviously te red en makliker te maak vorentoe. So julle kan ons check op die Brede Kloof Tattoo Tour, is op YouTube, is op TikTok, is op Facebook, en julle kan ons gaan support daarso en check wat ons doen en hoe ons die res van die land aanvat. Let's go!